Goeiedag, hieruit Stellenbosch, waar die ysbere tans met windbreakers rondloop. Maar dit is 'n voorreg om saam met u te kan wees en saam ook rondom die woord te kan wees. Ons bid dat die Heilige Gees ons waarlik sal lei wanneer ons die woord oopmaak. Ons kyk vandag na Prediker 8 en die hele saak van om alles te verstaan en om in beheer te wees, is nie 'n voorvereiste om 'n volheidslewe tot eer van God te lewe nie. Kyk na Prediker 8 vanaf vers 1. Wie het waarlik wysheid? Wie kan verklaar wat gebeur? Wysheid maak 'n mens vriendelik, dit verander 'n strak gesig. Wat my betref, gehoorsaam die bevel van die koning op grond van die eed van getrouheid voor God. Moenie voorvarend wees nie, moenie by 'n swak saak staan nie. Gee liewer pad voor die koning, want hy doen wat hy goed vind. Sy woord is wet. Wie kan van hom rekenskap eis? Wie 'n bevel gehoorsaam, beland nie in die moeilikheid nie. Wie wysheid het, weet wanneer en hoe hy moet handel. Elke ding het sy tyd en sy manier. Daar is baie gevare wat die mens bedreig. Hy weet nie wat sal gebeur nie. Wie kan vir hom sê hoe dit sal wees? Niemand het mag om die wind te stuit nie. Niemand het seggenskap oor sy sterfdag nie. In oorlogstyd spring niemand vry nie. Wie verkeerd doen, word nie deur sy verkeerde daad gered nie. Dit alles het ek gesien. Ek het aandag gegee aan alles wat in hierdie wêreld gebeur wanneer een mens mag oor 'n ander het om hom kwaad aan te doen. Ek het gesien slegte mense word begrawe en verdwyn, terwyl die wat van die tempel afkom en reg gehandel het, ook in die stad vergeet word. Ook hier kom dit dus tot niks. Omdat die verkeerde daad nie met eens gestraf word nie, hou mense eenvoudig aan om verkeerd te doen. Al doen die sondaar ook hoeveel kwaad en leef hy nogtans lank, en af al hierdie woorde, ek weet, met die vromes wat vir God dien, sal dit goed gaan. Met die goddelose wat nie vir God dien nie, sal dit nie goed gaan nie. Soos 'n vlugtige skaduwee wat gou verdwyn, sal die goddelose nie lank lewe nie. Ook hier lei wat op aarde gebeur tot niks. Oor regverdiges kom wat goddeloses toekom. Oor goddeloses kom wat regverdiges toekom. Ook hierin sê ek, kom dit tot niks. En veral dan die klem hierna wat sê wat op aarde gebeur, is hierdie dinge waar. Ek het vreugde aanbeveel. Daar is niks beter vir die mens in hierdie wêreld nie, as dat hy eet en drink en vrolik is, onder al sy gesoeg tydens die lewe wat God vir hom gee in hierdie wêreld. So het ek my daarop toegelê om agter te kom wat wysheid is, om te begryp waarom mense hulle op aarde besig hou, sonder dat hulle dag of nag tot rus kom. En dan vers 17, kernvers, fokusvers. Toe het ek al die werk van God begryp. Die mens is nie in staat om wat in hierdie wêreld gebeur te verstaan nie. Hoe hy ook al inspann en soek, hy verstaan nie. Al sê die wyse hy weet, kan hy nie verstaan nie. Ons het baie keer die vraag, hoekom lyk die wêreld so? Hoekom is daar gebrokenheid en hoekom loop die lewe so anders as wat ons eintlik dink die beste is? Daar is soveel geweld en diefstal en aanrang en onreg. 'n koning wat sy mag misbruik, so daar staan in vers 3 en vers 4 en vers 9. Maar miskien ook 'n bietjie nader. Hoekom lyk my lewe so? So baie keer gaan dit eintlik goed, maar daar's so baie keer in elkeen se lewe 'n unieke seer kry, 'n onreg, 'n gebroke verhouding, onvervulde drome. Daar's siekte of geloofsworsteling. Hoekom is al hierdie dinge deel? Nou soos ons sê, as gevolg van die sondeval natuurlik. En tog is daar verlossing in Christus en God is steeds in beheer. Hoekom lyk dit steeds in my lewe as kind van God so en hoekom lyk dit rondom my so? Ons kan en ons moet as kinders van God hoe kan ons en moet ons as kinders van God hierdie dinge verstaan en hoe kan ons leef in die volheid wat God vir ons gee? Want dit is toch wat hy vir ons gee. Johannes 10 vers 10 sê, ek het gekom sodat julle die lewe kan hê en dit in oorvloed. So wat is hierdie sleutel van hoe ons moet lewe, sodat ons nie verval in verwyd of in 'n whatever houding of verdwaal in al ons hoekom vra nie? Wat is die sleutel dat ons nie in moedeloosheid of twyfel verval nie? Hoe kan ek as ek terugkyk, sê ek het inderdaad 'n volheidslewe geleef, te midde en ten spyte van gebrokenheid? Kom ons gaan kyk, wat sê die Here hier in Prediker. Nou, vers 17 begin met, toe het ek al die werk van God begryp.
En dis tog wat ons wil doen. Ons wil net verstaan, hoekom laat die Here dinge toe, en hoekom daar soveel dinge is gebeur, wat na ons mening net gebrokenheid is, en wat eintlik na ons mening verkeerd loop. En die prediker sê, maar hy begryp, hy verstaan. Het kan ook vertaal word met, hy het dit gesien, wat impliseer hy het dit ondersoek. Hy wil sê, hy het na sy ondersoek tot 'n slotsom gekom. Dis nie maar hoorsê of opinie nie. Hy het dit ondersoek, en hy het dit gesien, en dit wat hier op die aarde gebeur, verstaan hy nou. En dan kom hy tot die konklusie, sy samevattende gevolgtrekking. Die mens is nie in staat om wat in hierdie wêreld gebeur te verstaan. Na al sy ondersoeke kom hy tot die konklusie, hy verstaan dat hy nie kan verstaan. Dis juist wat hy beklemtoon. Nie deur harde werk, deur sy inspanning, vers 17, of soek en wysheid bring 'n begrip van wat in hierdie wêreld gebeur en hoekom dit in hierdie wêreld gebeur. Al sê die wyse hy verstaan nie, sê vers 17. Niemand kan verstaan. Wie kan verklaar wat gebeur, sê vers 1. Eintlik hierdie paragraaf wat ons gelees het, vers 1 en 17, word omsluit met, ek kan nie verstaan nie. Natuurlik wil ons sê, maar dis mos nou nie eintlik 'n antwoord nie. En tog moet ons verder gaan kyk van, is iets wat ek nie verstaan nie, noodwendig sleg, negatief of verkeerd? Daar's baie keer baie positiewe dinge ook, en dit verstaan ek ook nie. Of beteken dit dat ek die mens, as ek die mens nie verstaan nie, beteken dit noodwendig dat dit sinloos, planloos en buite beheer is? Nee, miskien dwing dit ons net om te erken dat God is en ons nie. Dat ons as mense net mens bly met al ons tegnologie en mag en uitvindsels, kan ons nie beheer, reguleer en alles verstaan nie. Dit bring ons voor die feit dat die menslike rede is net te klein om die lewe en dit wat in die lewe gebeur, waarlik te deurgrond en analiseer en sê, dis hoe dit werk. Feit is, ons kan die lewe nie verstaan nie en God nie verstaan nie. Ons kan hom ken en in 'n verhouding met hom leef. Maar ons kan nie God met ons menslike verstandjie ontleed en so asof ons sê, ja, nou het ons 'n begrip van wie God is en wat hy doen en hoekom hy dit doen. En dit is eintlik oukei om nie te verstaan. Dit is oukei om vanuit 'n menslike oogpunt te sê, ja, ek weet nie. Maak nie eintlik vir my sin nie. Dit is oukei, want ek is net mens en God is God. Daar's soveel ander dinge ook wat ons weet is waar en tog kan ons dit nie regtig verstaan nie. Byvoorbeeld in die hele begrip van 'n drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons weet dis waar en God openbaar hom so, maar verstaan ons werklik hoe 3 een kan wees en 1 3? Of selfs die begrip soos 'n ewigheid waarin ons deel het ons 'n begrip van ewigheid. Ons kan dit nooit met ons menslike verstand wat leef binne hierdie tyd en ruimte, kan ons eintlik nie, ons het nie 'n begrip van ewigheid. Net so verstaan ons nie altyd hoe die lewe loop nie. Iewers moet ons soos die prediker, tot die belydenis kom en sê, ons as mense kan nie die werk van God en die beheer van hierdie wêreld begryp. Hy is God en ons is mense. Vers 24, Prediker 7, vers 24. Die betekenis van wat gebeur, lê buite bereik, baie diep. Wie kan dit vind? Prediker 11 vers 5, net so min as wat jy kan verstaan hoe gees en liggaam by mekaar kom in die skoot van 'n swanger vrou, net so min kan jy die werk van God verstaan. Hy doen dit alles. Maar dan word daar 'n tweede ding geopenbaar. Die mens het nie die mag om jou lewe te bepaal. Jy kan nie die toekoms uitwerk en vasstel. Vers 7 sê hy weet nie wat sal gebeur nie. Wie sal vir hom kan sê hoe dit gaan wees? Vers 6, elke ding het sy tyd en manier, daar's baie gevare wat die mens bedreig. En miskien staan ons as mense so 'n bietjie te arrogant, so asof, ja, ek kan beheer en ek beveilig my lewe en ek reguleer my lewe en ek bepaal. Nee, ons kan nie regtig bepaal wat in die toekoms gebeur nie. Ja, ons het verantwoordelikhede en wat ons kies en doen het gevolge, maar ten diepste kan ons nie sê volgende week sal ek lewe en sal dit gebeur of sal dit en dat nie gebeur. Ten diepste is die lewe nie ons sin
om te bepaal en te beheer nie. Niemand, so sê vers 8, niemand het mag om die wind te stuit nie, niemand het seggenskap oor sy sterfdag nie. In oorlogstyd spring niemand vry nie. So dit gaan sekerlik nie net oor moeilike omstandighede wat dalk in ons toekoms wag nie. Maar ons kan ook nie bepaal voorspoed en geluk nie. Ons kan nie welvaart en geluk en vrede bepaal en sê dit sal gebeur nie. Net so min as wat ons sê dit sal, 'n negatiewe ding sal nie gebeur. Dan ons kan nie altyd die lewe verstaan nie, ons kan nie lewe bepaal nie. Nou is daar nog 'n derde ding wat Prediker 8 openbaar, die Here in Prediker 8 openbaar. En dit is dat op aarde gebeur baie keer dieselfde dinge met goddeloses en vrome. Hier op aarde, die ou vertaling praat van hier, onder die son, in hierdie bedeling, in hierdie aardse bedeling, gebeur dieselfde dinge met goddeloses en vromes. In hierdie tydelike wêreld, oppervlakkig beskou, tref dieselfde lot, sê vers 14, goddelose en regverdig. Daar is nie altyd 'n verskil wat mens kan raak sien nie. Oor albei kom daar teëspoed, siekte, gebrokenheid, probleme, albei beleef soms regtig voorspoed en geluk, ook die ongelowige. Maar nou moet ons wel verstaan, daar's twee bedelinge waarin die gelowige deel het. Die een is hier en nou, onder die son, die sigbare, maar daar's ook 'n werklikheid van die ewige, die onsigbare. En nou sê vers 14, hier en nou, onder die son, hier in hierdie bedeling, die sigbare, wat op sigself tot niks kom nie, so staan dit ook daar, is daar nie 'n verskil tussen die goddelose, gebeur dieselfde dinge, daar is 'n verskil, maar dieselfde dinge gebeur met die goddelose en die regverdige. Dit wat, soos in vers 9 sê, dit wat hy gesien het, hierdie sigbare wêreld. Ja, deur ons verhouding met God en deur ons ewigheidslewe waarin ons deel het ons iets van hierdie, deel aan hierdie volmaakte en die heelmaking en die vreugde wat vir altyd sal duur, en ons dra dit as dit ware ook in as gelowiges in hierdie wêreld. Maar op 'n vlakke gesien, in hierdie wêreld, gebeur baie keer dieselfde dinge met gelowiges en ongelowiges, en dit lyk soms baie keer onregverdig. Maar dan is daar 'n vers wat nie fokus op bloot wat die mens kan sien en hierdie bedeling nie, en bloot die tydelike nie. Hier's 'n vers wat 'n skanier is wat die deur oopmaak na 'n Godgegewe lewe wat in volheid geleef kan word, omdat dit veel meer inhou as die hier en die nou. En sonder hierdie geloofskarnier bly ek vaskyk teen die onverstaanbaarheid, die onbepaalbaarheid en eintlik van hierdie tydelike wêreld. En die stiel is juist hierdie vers 12 en vers 13, waar hy sê, ek weet, met die vromes wat God dien, sal dit goed gaan, met die goddeloses wat nie vir God dien nie, sal dit nie goed gaan nie. Hierdie woord, ek weet, is die betekenis van 'n dui op 'n geloofsbelydenis. Gaan nie maar net oor kennis nie, wat wetenskaplik bewys kan word nie, maar dit gaan oor 'n oortuiging wat in jou leef, 'n wete, ja daar is die woord, is deel van jou. Gaan oor 'n geloofsdimensie wat geanker is in iets groters as hierdie lewe en wat in hierdie wêreld gebeur. Dis iets, geloofstandpunt wat verder kyk as die tydelike van hierdie wêreld, wat meer sien as bloot die sigbare. Dis 'n belydenis, ek weet, deur geloof in God, deur die werking van die Gees op grond van die bloed van Christus, vanuit Nuwe Testamentse perspektief, wat ons in die geloof omhels, karnier hierdie deur oop na 'n lewe in die arms van die Vader. Al slaan die golwe om ons. In die arms van God is daar 'n doelgerigte lewe in hierdie lewe te midde van 'n onbepaalbare, soms onverstaanbare, gebroke wêreld waarin ons tans leef. Ja, hierdie skarnier is inderdaad 'n geloofskarnier. Vers 12, ek weet. En Hebreërs 11 sê juist geloof is om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Geloof bring jou by die waarheid en die werklikheid van 'n verhouding met God. So as ons dan nou vra vanuit hierdie verhouding, hoe leef ons in die werklikheid van hierdie gebroke wêreld? Hoe kan ons 'n volheidslewe leef ten spyte van en te midde van 'n gebroke bedeling waarin ons nou nog is? Nou eerstens, het ons eintlik nou 'n bietjie reeds daaroor gepraat van, maak opnuut die geloofsprong in die arms van God. Gryp vas aan God as die skepper van die lewe, om nie vas te gryp aan die lewe nie,
maar aan die skepper van die lewe. Sonder 'n geloofsverhouding met God bly alles maar horisontaal en verganklik en eintlik maar onverstaanbaar. Ek kan nie alleen maar kyk met 'n ondersoekende oog na die sigbare nie, maar ek moet kyk met 'n geloofsoog, waarvan ons net in vers 12 gelees het. Moenie maar bloot reageer op wat in die wêreld gebeur nie, maar reageer vanuit my verhouding met God, wat groter is as hierdie lewe, en wat 'n ewigheidsdimensie het. Geloofsprong in die arms van God. Ons gaan nie die volheidslewe vind, bloot in goedkoop antwoorde, of in emosionele manipulering, of 'n lewe is nie bloot te vind in analises en teorieë nie. Lewe is nie te vind in bloot die sigbare lewe wat ons kan sien. Ons vind dit in die arms van God, die skepper van die lewe. Ons vind die lewe in die arms van God, wat met ons op pad is deur hierdie lewe, maar ook na ewige heerlikheid, waarin ons deel het. Met ons in hierdie bedeling, in gebrokenheid, rampe, geweld, nietigheid, maar ook op pad na ewige bedeling. En deur geloof kry ons deel aan hierdie heelheid, ten spyte van die gebrokenheid wat ons tans beleef. Maar daar's 'n tweede ding, nie net om 'n geloofsprong te maak in God se arms en binne daai verhouding te leef nie, maar die tweede ding is wat ons ook vanuit Prediker 8 kry, is dat ons moet aanvaar dat ons as mense nie alles gaan verstaan. Die lewe is groter as jy. Ek kan nie die lewe ook bepaal nie. Ek is maar net 'n nietige mens binne die grootste skepping, en dat ek vir nou is ek nog in hierdie gebroke wêreld. Ek kan nie die lewe in my hand hou en bepaal nie. Ek is 'n deeltjie van 'n groter plan wat deur God bepaal. En daarom kom Prediker tot die slotsom, ek verstaan dat ek nie kan verstaan nie, en dit is okay om nie te verstaan nie, want die lewe is groter as jy en ek. En daarom moet ons aanvaar, ons moet kom by 'n aanvaar, die reg opgee om ek moet verstaan, ek moet kan bepaal. Aanvaarding van dis in God se hande, hy bepaal die lewe. Maar dan 'n derde ding, nie net in God se arms, geloofsprong in God se arms nie, en ek moet aanvaar, ek gaan nie alles kan verstaan en bepaal nie, maar derens speel die lewenskaarte wat vir jou gedeel word. Ons kan nie altyd bepaal watter lewenskaarte vir ons gedeel word nie, maar dis ook nie ons afdeling nie, dis God se afdeling. Ons sal nie altyd verstaan hoekom spesifieke lewenskaarte vir ons gedeel word nie, maar dis nie ons afdeling nie, dis God se afdeling. God vra van ons afdeling is om die lewe wat ons het en ontvang voluit te lewe. Hy vra nie van ons om alles te bepaal en alles te verstaan. Hy vra van ons om ons lewenskaarte voluit te speel, soos wat ons kan, met wat ons het. Jy kan bepaal of jy jou lewenskaarte speel, en of jy net op die kantlyn van jou lewe gaan staan, en kritiseer en verwyd. Ons moet die lewe wat vir ons gegee word, leef met sy soet en suur, met sy verstaan en nie verstaan nie. En daarvoor vra ons wysheid van God om dit wat ons het op die regte manier te kan lewe. Vers 5 sê ook, wie wysheid het, weet wanneer en hoe hy moet handel, ook in hierdie bedeling. Om die God gegewe geleentheid in elke omstandigheid raak te sien. Om die geleentheid in elke sogenaamde wêreldse verleentheid raak te sien, en dit aan te gryp met die wysheid van God en dit voluit te leef. Partykeer wil ons net heeltyd rebelleer en kla oor die lewenskaarte wat vir ons gedeel is. Maar hulle is nie daar om oor gekla te word nie. Hulle is daar om geleef te word en voluit geleef te word. En is dit altyd maklik? Natuurlik nie. Maar niemand het 'n altyd maklike lewe in hierdie bedeling vir ons beloof nie. Wel is die belofte van krag en wysheid en God se nabyheid om hierdie gegewe lewe te hanteer en te leef. En daarom moenie teruggaan. Leef die lewe soos hy gegee word. Moenie dat die geleenthede verbygaan net omdat jy nie alles kan verstaan. Moenie so top oor die gebrokenheid dat jy die lewe en die roeping wat jy het in hierdie lewe mis nie. Nee, God gee vir jou die gawe van 'n lewe. 'n Lewe wat inderdaad vreugde en hartseer het. 'n Lewe wat ons nie altyd verstaan nie, maar 'n lewe wat geleef kan word vanuit 'n verhouding met hom. En nie bloot geanalyseer word nie, maar geleef word vanuit 'n verhouding met hom. Ons hoef nie en ons mag nie en ons moet nie op die kantlyn van ons lewe sit nie. Die volheid
van lewe vind ons nie in die lewe nie. Die volheid van lewe vind ons in die gewer van die lewe. Maar dan in die vierde aspek, ons moet vasgryp aan die geloof, aanvaar die kan nie alles bepaal nie, moenie op die kant sit nie, leef voluit, maar leef volgens God se spelreëls, leef as vrome wat God dien, volgens vers 12. Aan die einde van die Prediker 12 vers 13, dan kom hy by die finale konklusie en sê, dien God en hou sy gebooie, speel volgens die spelreëls wat God vir die lewe gegee het. En wat is God se spelreëls? Duidelik, die Here openbaar dit vir ons in die Bybel. Hy sê vir ons hoe ons die lewe moet lewe wat hy vir ons gee. En wanneer ek nie volgens God se spelreëls speel nie, wanneer ek speel volgens die spelreëls van groepsdruk, of volgens die spelreëls van wêreldse beginsels, besigheidsbeginsels, of volgens die reëls van dit wat aanvaarbaar is binne die samelewing, of die reëls van eie ek en selfgesentreerdheid, dan kan ons miskien kla as daar nie innerlike vreugde en vrede is wat God eintlik vir ons bedoel nie. As ek kies om my eie reëls te maak, as ek kies om rugby op sokkerreëls te speel, dan gaan ons maar halve gemors afgee. Wanneer die eie ek bepaal, dan is die kans tot sukses baie skraal, om waarlik die vreugde en die volheid van die lewe wat God vir jou gee bedoel, te kan beleef. Om 'n lewe in God se arms te leef, en my roeping te leef, en 'n betekenisvolle lewe te leef, moet ek leef volgens die spelreëls wat God vir die volheidslewe vir ons gegee het. Maar dan ook, laastens, om net die lewe wat God vir my gee, te geniet. Onder die son, so staan dit hier in die gedeelte, is dinge op sigself verganklik. En dinge gebeur nie altyd so wat ons volgens ons oordeel dat dit opsie 1 is nie. Dinge gebeur soms anders. Maar om die lewe aan te gryp is 'n gawe van God, vanuit jou verhouding met God, en dit net te geniet, dit wat God wel gee, en die geleenthede wat daar wel is. Dit is 'n gawe wat die Here vir ons gee. Kuns is nie noodwendig om net te doen wat ek geniet nie, maar om te geniet wat die Here vir my gee om te doen. Omdat ek in die naam van die Here die geleenthede aangryp, en saam met hom hierdie geleenthede aangryp, en saam met hom hierdie avontuur aanpak van 'n lewe waar ek deel is van wat hy besig is om te doen, waar ek deel is om sy liefde en sy genade in hierdie wêreld in te dra. Nie net myself te verknies en heeltyd te top oor ek nie alles verstaan en nie kan bepaal nie. En hoekom dit met goddeloses partykeer so goed gaan, net eerder om te sê, ek gaan voluit lewe volgens God se spelreëls as 'n gawe wat die Here vir my gee. Of dit nou R10 is of dit 1 miljoen is, of ek gesond is of siek is, of ek 20 jaar of 80, of ek 20 jaar oud is of 80 jaar oud. Ek kies om hierdie unieke pakkie van die lewe op die positiewe te fokus en dit te geniet. Vers 15 sê jy, ek is vreugde aanbeveel. Daar is niks beter vir die mens in hierdie wêreld dat hy eet en drink en vrolik wees tydens sy lewe wat God hom gee in hierdie wêreld, soos wat dit gegee word. In dieselfde gedagte kom in Prediker 2 vers 24, 5 vers 17 voor. Om vanuit jou verhouding hierdie in vreugde te lewe. En ons weet dat verhouding met God, binne ons verhouding met God, is daar 'n dieper vreugde. Ons het nou verlede week daarna gekyk. As 'n dieper vreugde in God. En vanuit ons verhouding met God kan ons in hierdie vreugde lewe. 'n Vreugde wat nie uit ons omstandighede kom nie, maar wat ons indra in ons omstandighede. Om dit te geniet, die lewe wat God vir jou gee. In 'n gebroke wêreld, waar ons inderdaad nie alles kan beheer of verstaan, mag ons lewe, mag ons voluit lewe, omdat ons vanuit die arms van God lewe. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, dankie vir die gawe van die lewe. Here, wat ons soms nie verstaan nie, en wat omstandighede soms so anders loop as wat ons dink is goed. Maar Here, ons lewe is U. U is ons lewe. Ons lewe is, ons hand is in U hand, en ons volg in ons lewe waar U ons lei. Here, ons is opgewonde oor dit wat U doen, en wat U ook in ons lewens doen. En ek wil bid, Here, dat vir elkeen wat ook hierna kyk, binne sy of haar unieke omstandighede, Here, om te midde van partykeer hartseer, groot uitdagings, partykeer moedeloosheid, Here, net die volheid te mag beleef van U wat God is, U wat Vader is, U wat ons vashou, U wat ons lei,
En U wat ons lei, ja, waarin U wat ons lei na 'n plek wat ons nog nie sigbaar kan sien, maar waar U reeds ook is, en waar daar volkomendheid en heelmaking is. Here, dankie dat U ons lei op 'n ewige pad. En daarom loof ons U, en ons prys U, ons eer U as ons God en Koning, en as ons Vader. Ons bid hierdie gebed, alleen maar uit genade, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap, die teenwoordig wees, die begeleiding, die troos van die Heilige Gees, is en bly met U. Amen.